Neem asseblief u Bybel en blaai saam met my na die boek van Jesaja. Jesaja hoofstuk 8. Ons is besig met 'n studie van 1 Petrus hoofstuk 3, maar ek wil hê jy moet na Jesaja 8 toe blaai. En ek verstaan julle kyk my nou baie snaaks aan en ek weerspreek myself nie, so blaai saam met my na die boek van Jesaja toe asseblief. Ons het verlede week so 'n bietjie gekyk na 1 Petrus 3 vanaf vers 14 wat sê, maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, sê 1 Petrus 3:14, hy sê salig is julle, geseënd is julle, blessed is julle. Hy sê en vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie. Ons het daarna gekyk. Ons het verlede week ook gesê dat ons nie moet toelaat dat die wêreld en die sisteme en dit wat om ons gebeur, hulle vrese op ons download nie. Baie maal wanneer jy te doen het met iemand wat negatief is of wat moedeloos is, dan smeer daai negativiteit op jou af sonder dat jy besef. Ons noem dit download op jou. En jy as kind van God moet versigtig wees dat daai gevoel, daai negativiteit, daai morbiedheid van die wêreld nie op jou download, op jou afsmeer nie. Amen. Ons het ook gesê dat vrees is die wêreld se afstandbeheer. Deur vrees probeer hulle om jou te beheer en jou te manipuleer en te kontrol. So ons moet regtig fokus daarop om nie beheer te word. En ek probeer nie om mense te manipuleer nou nie. Ek praat van regtig, ons moet waak teen vrese, dinge wat jou weghou van die waarheid, die doel en dit wat God se woord ons leer. Amen. Die saligheid wat ons in Jesus Christus ontvang het as kind van God. Die wêreld sê pas op vir siekte. Pas op vir dit. Ja, siekte is 'n realiteit, maar die woord sê ook, deur sy wonde is ons genees. Die realiteit is, daar is ekonomiese probleme, finansiële verknorsings, maar die woord sê, God is my voorsienaar. Verstaan jy wat ek bedoel? Alraai, die wêreld sê, al die mans is dieselfde. Alraai, maar God sê, wie die seun van God vrygemaak het, is inderdaad vry. Alright, baie mans het seer gekry deur vrouens, maar dit sê nie al die vrouens is dieselfde nie. Want wie Jesus verlos het en vrygemaak het, is waarlik vry. Met ander woorde, die norm wat buitekant verkondig word, en as ons praat van buite, is dit die wat nie kinders van God is nie, wat nie in die waarheid lewe nie, dis die wêreld as ons dit so gebruik, met hulle vrese en bekommernisse moet ons nie toelaat, dat dit ons lewens manipuleer of beheer nie. So ons het 'n keuse, hoe gaan ons optree? Ons het ook gesê, die woord van die Here sê in 1 Petrus, jy's geseënd. Nie omdat jy nie probleme en nie omstandighede deurgaan nie, maar omdat jy Jesus het. Geseënd omdat jy Jesus dien, te midde van uitdagings. Mag ek vanmôre vra, wie het nie probleme in hierdie plek nie? Wie het nie uitdagings nie? Wie het nie challenges nie? Ons het dalk verskillende uitdagings, maar elkeen van ons gaan ergens in ons lewe deur challenges. Maar ons is geseënd. Ons het hoop, omdat ons Jesus het. En met dit in gedagte, wil ons vandag gesels oor 1 Petrus 3, 15 en 16, maar ons gaan begin lees Jesaja 8, vers 12. Ons het verlede week Jesaja 8:12 gelees en daar gestop en ek wil begin by 12 en dan gaan ons 13 lees en dit inbring by 1 Petrus want hulle gesels met mekaar. Daar's 'n parallelle lyn van Jesaja, 'n goue lyn wat getrek word tot in 1 Petrus. En dis waar ons gaan optel en van daar af beweeg. So Jesaja 8 vers 12 lees ons volg. Hy sê, en julle sal hoor hoe hy ooreenstem hier. Hy sê, julle mag nie alles 'n sameswering noem wat hierdie volk 'n sameswering noem nie. En julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees of 'n skrik wees nie.
Ek ken die geskiedenis, as jy verlede week gemis het, jy kan op YouTube, ek het so bietjie geskiedenis vertel, dit net op ons channel weer gaan luister. Maar nou vers 13, hoor wat sê hy hier, baie belangrik, want dis waar ons boodskap vanmôre begin. Hy sê, die Here van die leerskare, hom moet julle heilig. Sê gou saam met my, hom moet julle heilig. Hy sê, hy moet julle vrees en hy julle verskrikking wees. Nou wil ek vra, blaai saam met my na 1 Petrus 3 toe. Want jy gaan sien hoe dat dit inskakel by ons tema, en dit waar ons gesels die laaste paar weke, 1 Petrus hoofstuk 3 vers 15 en 16, en hoe dat die woord van die Here homself weer bevestig. En hoe dat ons kan sien, hoe dat God se woord ooreenstem met mekaar. 1 Petrus 3 vers 15 sê, maar heilig die Here God in julle harte. Sien nie wat het Jesaja 8:13 gesê? Hy sê, die Here van die leerskare, hom moet julle heilig. Nou sê vers 15, hier in hoofstuk 3 van 1 Petrus, hy sê daar, maar heilig die Here God in julle harte. Hy sê, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Dan sê hy, en met behou van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaamd mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Ek weet daar's baie wat daar gesê word. Ons gaan hom vanmôre so 'n bietjie oopbreek en met jou daaroor gesels. Ek het vroeër vir u genoem en ek wil hierdie stelling weer vir u maak. En ek wil hê jy moet baie mooi luister, want ek wil dit terughaal uit vorige boodskappe en net so vinnig herhaal. Wanneer ek en jy tot bekering kom en ons Jesus ontmoet as verlosser en saligmaker, dan vind daar 'n draaipunt, 'n draaiplek in die kind van God se lewe plaas. En daai draaipunt, daai draaiplek wat plaasvind, verander daar iets plaas waar God jou van vrees en bewing en 'n goddelose lewe draai na 'n lewe van vertroue en hoop in 'n heilige, regverdige verhouding in God. Met ander woorde, Dawid skryf, hy sê, once I was lost, but now I am found. Hy sê, ek was deel, my voete, my lewe was deel van 'n modderklei, ek was in die put. Hy sê, maar nou is my voete op die rots, Jesus Christus. Ek was verlore, maar nou is ek gevind. Ken jy daai ou lied wat ons gesê, once I was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. I was deaf, but now I can hear. Ek was doof, maar nou kan ek hoor. Ek was blind, maar nou kan ek sien. Jy sien, daar's 'n draaipunt wat plaasvind. Jy kan nie aangaan met jou lewe soos wat jy lewe as jy Jesus ontmoet het nie. Want wanneer Jesus jou lewe inkom, moet daar 'n verandering plaasvind. Want lig en duister kan nie deel wees van mekaar nie. Dis iets wat spontaan plaasvind, nie omdat Eben sê jy moet ophou drink, jy moet ophou rook. Nee, jy wil nie meer nie. Hoekom? Want Jesus het jou lewe deelagtig geword en jy wil hom nie meer blootstel aan die dinge wat jy gedoen het nie. Niemand hoef dit eintlik vir jou te sê nie. As jy verstaan wie God is, dan wil jy hom nie forceer om deel te hê aan daardie ou dinge nie. En ons noem dit 'n draaipunt. 'n Draaipunt wat plaasvind in die kind van God se lewe. So ek wil vanmôre so bietjie met u gesels en bietjie dieper ingaan oor daardie draaipunt wat plaasvind. Wanneer 'n persoon op 'n plek in sy lewe kom waar dinge moet verander. 'n Draaipunt. Nou daar vind baie keer draaipunte
in ons lewe plaas. Verskillende draaipunte, verskillende dinge wat gebeur dat die lewens verander. Baie keer is dit fisiese dinge wat plaasvind. Lewensmylpale soos jou troudag. Wie van julle sal sê die dag toe jy getrou het, was 'n draaipunt in jou lewe? Party sê vir goed, party sê ek gaan nie nou antwoord nie. Die geboorte van jou kind was 'n draaipunt. Party het swaartekrag het gebeur. Dit was 'n draaipunt. Jou lewe het verander, jou geld het verander. Dit was 'n draaipunt. Party sê met my gradeplegtigheid het ek gevoel my lewe het verander. Ek was 'n studentelewe, maar met my gradeplegtigheid, my lewe het verander. Miskien het jy 'n erge ongeluk gehad in jou lewe en party mense sê ek het breins gekry deur die ongeluk. My oë het oopgegaan. Miskien was dit die skiedelike dood van 'n geliefde en jy het besef dat die lewe is meer as net wat ek gedink het. Daar's soveel dinge, miskien 'n natuurramp wat plaasgevind het. Of miskien 'n onbepaalde afdank by die werk of bankrotskap. Jy het dit nie beplan nie en jy's geretrench en dis 'n draaipunt in jou lewe en van daar af het dinge verander, vir beter of vir sleg. Dis draaipunte in ons lewe. Egskeiding, egbreek het plaasgevind of die positiewe, jy het 'n goddelike ontmoeting met die Here gehad en dit het jou lewe verander. Dis 'n draaipunt wat plaasgevind het. Maar jy sien, dinge bly nie dieselfde nadat iets gebeur het. Wanneer 'n draaipunt plaasvind, moet daar iets verander. Dit kan nie dieselfde bly nie. En wanneer ons hier in die woord van die Here lees, dan sien ons, daar vind 'n draaipunt plaas. En ek wil vanmôre so bietjie met u hieroor gesels en hier stil staan, want die Here sê, hy sê, heilig die Here in jou hart. Want wanneer jy die Here in jou hart heilig, moet daar iets gebeur. Jy kan nie God heilig in jou hart en dieselfde wees nie. Jy kan nie God heilig en daar's nie nog 'n en nie. Dis nie, ons gebruik baie keer die voorbeeld, ons sê dubbelstandaarde, jy kan nie 1 voet in die kerk en 1 voet in die wêreld nie. Jy kan nie halfgeretterig lewe nie. Jy ken mos die halfgeretterige ding. So nou en dan slat ek 'n dop en ek kuier saam met die manne, maar so nou en dan gaan ek kerk toe en dan dien ek die Here. Dis the best of both worlds. Ek hou nooit van daai brood nie, wie van julle eet dit? Hy is nie wit nie, maar hy is ook nie bruin nie. Nou wat is dit nou? Hy is best of both. Ek weet, gee my eerder wit of bruin, dan weet ek wat se, maar as hy so tussenin is, jy weet nie wat is dit nie. Alright, so jy's of vir die Here, sê die woord van God, of vir hom, of jy's teen hom. Jy lewe of voluit vir hom, en jy poog, dit sê nie jy's volmaak nie, dit sê nie jy het nie sonde nie, dit sê net jy poog, jy sit alles in jou vermoë, jy heilig God in julle harte, of jy doen nie. Maar jy kan nie dubbelstandaard nie. So die Here sê, hy sê, heilig God in julle harte. Jy sien, om die Here te heilig in jou hart beteken, ek plaas God eerste, en ek gee hom die belangrikste plek in my lewe. Dit beteken, ek gee die Here die hoofstoel om die tafel in my lewe. Papa het mos die hoofstoel wanneer ons eet om tafel. Wie van julle eet nog om die tafel? Of kom ons sê, wie eet nog om die TV? Maar pa het sy stoel. En as Boetie op pa se stoel sit, dan sê hy vir Boetie, hey Boetie, laat jy gaan, hier is my stoel. Pa die lazy boy, Boetie sit op die ander stoel. Maar wanneer ek Jesus heilig in my hart, wanneer ek God heilig in my hart, dan neem hy die hoofstoel in my lewe in, en ek skuif kant toe, want hy word die bevelvoerder van my hart. Hy is die een wat my leier word, hy is die hoof van my hart, want ek heilig hom in my hart.
Maak dit sin as ek dit so stel? Jy sien, dit kos 'n keuse wat gemaak word, want dit kom nie net van selfsprekend nie, en is 'n keuse wat elkeen van ons vir onsself moet maak. Ek kan nie namens Leandre besluit, ek gaan God heilig in haar hart nie. Sy kan nie namens my God dien nie. Sy kan vir my intree voor die Here, sy kan vir my bid, maar sy kan nie God dien namens my nie. En net so kan ek nie intree vir my kinders. Ek kan intree vir hulle, verskoon my stelling. Wat ek probeer sê is, ek kan nie God heilig in my kind se hart namens my kind voor die Here nie. My kind moet 'n ontmoeting met die Here hê. Daarom as kind, as baba, bring ek my kind na die Here toe, en ek wy my kind aan die Here toe, en ek sê, Here, ek sal my kind groot maak in die weë van die Here, maar daar kom 'n ouderdom in daai kind se lewe, waar daai kind self 'n besluit moet maak, gaan hulle Jesus dien of nie. Jy sien, wanneer 'n kind oud genoeg word, ons gebruik die woord, wanneer hulle katkeseer, wanneer hulle groot genoeg word, wanneer hulle breins kry, dan moet hulle besluit, gaan hulle Jesus dien of nie. Jy is nie eenmal gered en altyd gered nie. Amen. En net so kan kinders nie vir ouers gered word nie. Elkeen moet op die plek kom waar jy as individu die keuse maak om God te heilig in jou hart. Ek dink dis dalk iets wat ons voor moet bid vir ons kinders wat nie tot bekering is nie. Vir ons geliefdes wat nie die Here dien nie, is om te sê, Here, ek bid dat U hulle sal ontmoet op 'n spesiale manier, in hulle drome, in die nag, in wat 'n manier ook al, dat hulle op 'n plek kom waar hulle U weer kan heilig in hulle harte. Want die verstand is hardkoppig, maar laat die hart sag word, dat U die koning word in hulle hart, dat die waarheid wat hulle ken, hulle kan vrymaak. Mense sien, die kop beklei teen die waarheid, maar die hart, God moet geheilig word in die hart. Dis belangrik. Sien, wanneer 'n krisis opduik, wanneer daar probleme opduik, is daar 'n keuse wat gemaak word. Gaan ek toelaat dat hierdie krisis, hierdie situasie, hierdie probleem vrees in my hart skep, of gaan ek God heilig en God toelaat om God in my lewe te wees? Gaan die krisis die hoofstoel inneem, of gaan God die hoofstoel inneem? Wie is die hoof in my lewe? Gaan hierdie krisis en die omstandighede my lewe skud? Ja, dit gebeur partykeer dat omstandighede buite jou beheer jou lewe so bietjie skud. Maar nog steeds neem ek die besluit om God op die troon van my hart te hou. Daar gebeur ongelukkig slegte dinge met goeie mense, en ons het nie altyd die antwoorde hoekom nie. En ek kan nie vanmôre hier staan en probeer sê dat daar gaan alles net goed met almal gebeur nie. Daar gebeur slegte dinge. Maar te midde van dit hou ons Jesus, die koning, op die troon in ons harte. En daarom kan ons weer teruggaan na vers 14 wat sê, ons oë gefokus op hom. Heilig hom in ons harte. Ons hou die Here op die troon in ons lewe. Die volgende gedeelte van die vers, kom ons lees verder daar. Hy sê, maar heilig die Here God in julle harte. Kyk die volgende deel daar, hy sê, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen van wat van julle rekenskap eis. Omdat die hoop, sê gou saam met my, hoop wat in julle is, of omtrent die hoop wat in julle is. Hier in vers 15 vind ons, en ek wil dit mooi noem, luister mooi, 'n hoop anomalie. In Engels is dit 'n anomaly. Mooi uitspreek, anomaly. Ons noem dit die hoop anomalie. 'n Hoop anomalie is iets wat vreemd en snaaks is, en wat nie inpas in 'n normale situasie nie. Dit pas nie in 'n normale situasie of omstandighede nie. 'n Paar voorbeelde is 'n groen boom pas nie in te midde van verskriklike droogte nie. Wanneer alles droog is en dood is, dan staan daar een groen boom. Dit pas nie lekker in nie, dis 'n bietjie uit.
Dis iets wat uitstaan, wat nie volgens die reëls werk nie. Dis daai een visie wat opstroom, teen die stroom opswem. Dit pas nie in die prentjie nie. Dis daai een wit skaap en duisende swart skape. Verstaan nie, wat is 'n anomalie? Nou vind ons hier 'n hoop anomalie, want hy sê hier baie duidelik vir ons, hy sê, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis. Hoor hier, omtrent die hoop wat in julle is. Hierdie woord hoop pas eintlik nie vir my in hierdie sin nie. Sien u dit ook raak? Jy sien, want wanneer ons praat van mense wat in omstandighede is, wat in die wêreld is, wat sonder God is, verstaan hulle nie, hoe kan jy hoop hê, wanneer jy eintlik in 'n situasie is wat jou paniekerig en vreesbevange maak nie. Hulle verstaan nie, hoe kan jy hoop hê, wanneer daar nie geld is nie. Wanneer jy finansiëel sukkel en nou moet jy 'n plan maak om kop bo water te hê, hoe kan jy hoop hê dat God sal deurkom? Nee, jy moet iets doen. Ja, ons gaan iets doen. Ons vertrou die Here en hy seën 'n poging, maar ek het hoop in die Here te midde van. Mense verstaan nie, wanneer almal kla om jou en dis negatief en hulle sien fout, dat jy hoop het, dit maak nie sin nie. Dis daai hoop anomalie waaraan ons vashou. Te midde van alles wat nie sin maak nie, het jy hoop. En jy sien, wanneer jy hoop het te midde van dit alles, word mense nuuskierig. Andre, want hoe kan jy hoop hê, wanneer daar eintlik nie moet hoop wees nie? Jy sien, wanneer almal dink die huwelik waarin jy is dood en dit kan nie werk nie, maar jy het hoop dat daai huwelik gaan werk. Dit maak nie sin nie. Wanneer mense na jou kind kyk wat dalk dwelmverslaafd is en daar's geen hoop nie, in die wêreld wil hom afskryf en dit is 'n realiteit, maar jy het hoop dat God daai kind kan red. Dit sê nie dat jou kind nie die prys gaan betaal vir sy ongehoorsaamheid en dit wat hy doen nie. Hy gaan, want hy dalk verkeerd gedoen, maar daar's hoop dat God sy siel kan red. Daar's hoop te midde van 'n stormsituasie in jou lewe, want God is die God wat die storm kan stilmaak. Amen. Now we will bear the fruit of our consequences of our choices, but God will forgive us also. Maak dit sin? Dis die God wat ons dien. Dis daai hoop, anomalie waaraan ons vashou. Dat te midde van, al vereis ander van jou om te, dit maak dalk nie sin nie, maar God sê, ek sal voorsien. En hoe gebeur dit? Want jy het God geheilig in jou hart. Omdat Jesus die hoof van jou lewe is, kan jy ook te midde van alles hoop hê. Maak daai vers vir jou 'n bietjie meer sin as ons dit so sê? So wanneer jou optrede en jou hoop vir ander nie sin maak nie, dan hoef jy nie 'n vreeslike groot teologiese verduideliking te gee nie. Al wat jy hoef te doen is net te vertel wat Jesus vir jou gedoen het. Wat het Jesus vir jou gedoen? Te getuig wat hy vir jou gedoen het. My vraag is vanmôre, hoe sigbaar is Jesus in ons lewe? As ons hom heilig in ons harte, kan hy gesien word in ons lewe? Die vraag vanmôre wat ek jou vra is Jesus sigbaar in ons lewe? En wanneer ons hoop het te midde van omstandighede wat hopeloos lyk, maak ons mense nuuskierig. Ek vra nie of sien mense jou nie, ek vra sien mense die hoop. Sien mense Jesus. Sien hulle die hoop wat jy in vashou. Want daar's 'n verskil wanneer mense jou sien en jy probeer groot wees oor die God wat jy dien en deur net te lewe en te sê ek hou vas aan die hoop wie God vir my is.
Die laaste gedeelte in vers 15 van 1 Petrus sê daar, hy sê, met sagmoedigheid en vrees. Hy sê, met behoud van 'n goeie gewete. Jy sien, wanneer ons getuig, dan getuig ons met sagmoedigheid. Dan getuig ons nie net om mense te slaan met 'n hamer, sodat hulle tot bekering moet kom nie. Nee, jou getuienis moet wees om Jesus te verteenwoordig. So baie keer as mense getuig, wil hulle mense oortuig. Hy sê nie jy moet mense gaan oortuig nie. Hy sê getuig. Getuig van sy liefde. Getuig van wat hy vir jou gedoen. Nie gaan oortuig soos met 'n hamer oor die kop slat en jy moet nou die Here dien en jy gaan hel toe en jy moet ophou suip en jy moet ophou vloek en jy moet ophou die en jy moet ophou daai. Nee, dis wat hy sê. Hy sê laat jou lewe getuig. En as hulle jou vra, dan sê hy, wat het hy vir my gedoen? Hy het my lewe gered. Hy het my gered van alkoholisme. Hy het my gered van vrees. Hy het my verlos van depressie. Hy het my gered van wat ook al. En jy hoef nie mense te dwing nie, al wat jy deel is wat hy vir jou gedoen het, want jou lewe getuig vandag, ek was hopeloos, vandag het ek hoop. Is dit nie eintlik waaroor dit gaan nie? Maar jy sien, baie keer wil ons daai vinger wys, en ons vergeet hoeveel vingers wys terug. Maar as ek sê, hy het dit vir my gedoen, wat doen ek? Ek openbaar Jesus se genesende hand, sonder om 'n vinger te point. Hy het ons nooit geroep om te veroordeel nie, maar om liefde te gee, te beoordeel. Kyk na die vrug, ja, maar met die liefde van Jesus te deel. Die laaste gedeelte waarin ons in beweeg, daar hy sê, met behoud van 'n goeie gewete. Wanneer ons praat van behoud van 'n goeie gewete, dan praat ons van integriteit. Integrity. Sê ons al met my integriteit. 'n Goeie gewete. Wat is integriteit? Integriteit beteken, jy's dieselfde persoon in die donker en in die lig. Aan die ander daar waar mense jou sien en daar waar jy jou nie sien nie, daar is jy dieselfde. Jy's dieselfde by die huis, by die werk en by die kerk. So as jy die vellies by die werk aantrek, dan trek jy hulle by die huis aan en by die kerk aan. Amen. Dat hy DK wees. Met ander woorde, as jy vir jou vrou by die huis sê, my liefie, dan sê jy vir haar by die kerk, my liefie, en dan sê jy vir haar by die dorp ook, my liefie. Want party mense is by die kerk, kom my liefie, kom ons gaan kerk, en by die huis, kom laat ons gaan my vrou. En as jy by haar pa kom, hierdie ding wat jy aan vir my gegee het. As die kinders praat, jou ma, gaan sê vir jou ma. Wat geword van my liefie? My ou foei, my amper sê ek iets wat ek nie moet sê nie. Amen. Hoor jy wat ek sê? Jy sien wat jy by die huis is, moet jy by die kerk wees. En moet jy by die kinders wees. En dis hoekom baie kinders nie wil kerk toe gaan nie, want pa is nie die pa by die huis wat hy by die kerk is nie. Want by die kerk wil hy sy baadjie aantrek en wil hy voorgee wie hy nie is nie, maar by die huis is hy iemand anders. So wie's nou pa? Is pa, wat? Wie's ma? Ek sal aan die einde van die diens vir jou intree. So integriteit is om eerlik te wees, né? Integriteit is jou woord en jou dade pas by mekaar. 1 Petrus 3:15 sê met sagmoedigheid. Met sagmoedigheid. Amen. Kyk, daar's 'n plek om hard te wees, daar's 'n tyd om, die woord sê, te lag, te huil, 'n tyd om te plant, 'n tyd om uithaal, 'n tyd om lewe te gee, 'n tyd om dood te maak. Maar die evangelie is nie altyd net hard nie. Daar's 'n plek vir sagmoedigheid ook. Daar's 'n tyd om te skree, daar's 'n tyd om met liefde te deel. Maar ons is baie keer so hard,
dat ons die liefde, die sagtheid, die sagmoedigheid mis. So daar's 'n tyd om sensitief te word. Dan sê hy, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners. Jy sien, daar gaan mense jou nie like nie. Daar gaan mense van jou kwaad spreek. Amen, dis iets wat ek vroeg in my lewe in die bediening moes verstaan. Is dat die Here het my geroep as predikant, ek verstaan dit, en ek eer die Here daarvoor, en ek wil dit nie met arrogansie sê nie, maar ek weet nie, almal gaan van my hou nie. Ek dink my stemtoon sit dalk party mense af. Jy kry mos party van daai ouens, jy moenie vir hom kyk as hy preek nie, jy moet net luister. So ek dink ek is ook dalk een van hulle. So ek kry julle jammer. Julle moet nou maar kyk. Ek verstaan die gesprek of die voorbeeld wat sê, you're not every man's cup of tea. Okay? So nie almal gaan van jou hou nie, maak maar vrede daarmee. Mense gaan sleg praat van jou. Dis 'n realiteit. Mense gaan fout vind. Veral wanneer jy probeer goed doen. Veral wanneer jy die Here wil dien. Veral wanneer jy hom heilig in jou hart. Want dan gewoonlik sal hulle sê, ja, nou dat jy die Here dien. Julle Christene, het julle al daai ene gehoor? Jy sê ons moet vergewe, maar wat doen jy? Het julle al daai gehoor? Dis ons gewoonlik die ding wat voorkom. Ja, jy wil nou weer te super holy wees, nê? Nee. Jy wil te geestelik wees. Luister, jy kan nooit te geestelik, te super holy wees nie. Daar's nie so 'n ding nie. Amen. Hoe meer geestelik jy is, hoe nader kom jy aan Jesus. Wie van ons wil nie nader aan Jesus lewe nie? So as iemand jou beskuldig, sê, prys die Here. Ek wil nader aan die Here kom. Ek so bly jy sien dit raak. Halleluja! Hoe sê Jody altyd, halleluja! Prys die Here, I am super holy, I'm nader aan die Here. Moenie gaan so, jy wil mos. Hulle sien dit raak, prys die Here, man, kom ek smeer aan jou af, kom ek bid vir jou ook. Dat jy ook bietjie heiliger kan word. Dat jy ook van jou strooi kan ontslaa raak. Kom hierso, dat ek vir jou bid. Jou bietjie salf. Amen. Maar ons laat toe dat mense se sê goed ons aftrek. Hy sê dat hulle wat hulle kwaad spreek van die kwaaddoeners. Hy sê moenie dat dit jou terugsit nie. Ons lees daar verder. Hy sê vers 16, kom ons lees weer van vooraf. Hy sê met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners. So hulle maak asof jy sleg gedoen het, en hulle praat van jou asof jy 'n kwaaddoener is. Hy sê, hulle beskaamd mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Wat sê hy daar? Hy sê, jou lewe moet in die Here so skoon wees. Jy moet God so heilig in jou hart. Jou skoon lewe en jou gewete moet so skoon wees, dat wanneer die vyand se leuns en aanklagtes en valse dinge teen jou uitgespreek word, wanneer dit geopenbaar word in die lig, dit gesien sal word as vals en leuns. En jy hoef nie rond te hardloop en vir almal te probeer bewys, maar dit was 'n leuen, dit is nie so nie, ek is nie so nie. Dit wat hulle van my sê, hou net aan Jesus volg. Hou net aan lewe. Hou net aan lewe. Amen. As jy weet jy dit nie gedoen nie, hoef jy mos nie jouself te gaan regverdig nie. Amen. Jy sien, dis 'n ander saak as daar 'n fisiese aanklag teen jou is. Ek praat van wetlik. Dis 'n ander proses. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van geestelik in 'n familieband, of wanneer iemand net teen jou praat en jou beskuldig van iets wat jy gedoen het, of iets wat jy gesê het, wat jy weet jy nie gedoen het nie, of wat ook al, wanneer hulle kwaad van jou spreek en jy weet jy dit nie gedoen nie. Moenie eers daal na daai vlak toe om jouself te regverdig nie.
lewe net in Christus. Laat jou lewe getuig. Inteendeel, wanneer hulle van jou praat, moet die met wie jy praat, moet eintlik vir jou opstaan en sê, ek ken Verenier. Ek ken sy lewe, hy sal nie dit sê nie. Jou lewe moet getuig. As hulle sê, Eben het Saterdag aan daar by die spur gesit en hy het 'n dop geslaan, moet jy kan sê, ek glo nie daai ding nie. Hy sou dalk 'n ekstra steak geëet het, maar nie 'n dop geslaan het. Jy ken my mos, verstaan? Ons moet mekaar se lewenswandel begin ken. So wanneer daar kwaad gespreek word van jou, laat jou lewe getuig van Jesus. Moenie van die pad af gaan vir elke klein pothol wat in die pad is nie. Kan jy onthou in die begin van 1 Petrus het ons geleer van die aanslag wat in die pad is, wat ons van voor af moet raak sien, sodat ons uit die pad uit kan kom en om het gaan. Jy sien mos dit kom, so gaan uit die pad uit. Nie direk in die pothol inry nie. Vooraf sal die Heilige Gees jou lei om dit te mis en aan te gaan. Maar party van ons fokus so op die pothol dat jy hom nie kan misry nie. Ja, oeps, daar was 'n pothol. Lyk my hierdie groep is 'n confession groep vanoggend. In afsluiting van môre. 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3. Jy kan op die bord saam met my lees. Hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, knyp gou die ou langs jou so 'n bietjie op die sagte vleis. As hy sê eina, dan beteken hy lewe in die vlees. Hy's nog nie dood nie, okay. Hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Met wie praat hy? Met die kind van God, amen. Hy sê, want ons wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. So jy beklei nie met 'n bazooka en 'n 9mm en 'n Glock nie, nee. Hy sê hierso, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Waar is 'n vesting? Dis nie net die gebou van die terroriste wat agter hulle kry, daai bankers nie. 'n Vesting waarvan hy hier praat is in jou gedagtes. Dis waar 'n stronghold is in jou mind. Dis waar vestings is. So hy sê, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en skanse wat opgewerp word teen die kennis van God. En dan sê hy, en gedagtes gevange neem, nou praat hy weer van die gedagtes, tot die gehoorsaamheid aan God. So ons wapens wat ons gebruik is letterlik goddelike wapens, soos sy woord, dis die Heilige Gees, dis die gawes van die Heilige Gees, dis sy salwing, dis daai werking van die Here om ons gedagtes in lyn te bring, gehoorsaam te bring aan God en Jesus Christus. En dan sê hy, om ons gereed te hou, om elke ongehoorsaamheid te straf. Wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Hy praat nie daarvan ander mense se ongehoorsaamheid nie. Hy praat daarvan jou eie. So jy moet jouself, jou eie gedagtes gehoorsaam hou. Dis daai keuse wat ons weer moet maak. En dan blaai net so 'n paar hoofstukke terug. In 2 Korintiërs 4 vers 8. En ek sluit af met hierdie laaste 2 versgedeeltes. 2 Korintiërs 4:8 sê, en ek dink van u kan dalk assosieer met dit. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Hy sê dat ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. So hier aan die einde van die boodskap wil ek die titel van die boodskap maak. We are struck down, but not destroyed. Die Engels stel dit vir my so mooi in die Living Bible. 2 Korintiërs 4:8 sê, we are pressed on every side by troubles. Wie van julle gaan nie versoeking en probleme deur nie? Ons almal.
Hy sê, but not crushed and broken. We are perplexed because we don't know why things happen as they do. He said, but we don't give up and quit. We are not quitters, and we don't give up. We don't give up on God. We don't give up on our family. We don't give up on our children. We don't give up on our church. We don't give up on our spouses. We don't give up. We don't quit. We fight until the end. Say with me, I'm not a quitter. I don't give up. Amen. En dan vers 9 sê, we are hunted down, but God never abandons us. Hy sê, we get knocked down. Wie van julle is al platgeslaan deur die lewe? Ons sê altyd, jy het rock bottom getref. Wie van julle was al bankrot? Party van ons was al daar. Jy weet hoe dit voel om alles te verloor. Wie van julle is al deur 'n egskeiding wat jy nie wou deurgaan nie, maar jy is geforseer om daar deur te gaan. Wie van julle se kinders wil nie eens by julle kom nie? Wie se familie het julle afgeskryf? Jy sien, you've been struck down, knocked down, die storms van die lewe, maar hoor wat sê hy daar, hy sê, but we get up again and we keep going. Ons staan weer op en ons gaan aan. Hy sê, these bodies of ours are constantly facing death. Hy sê, just as Jesus did, ons word ook siek, ons raak ook moeg, ons gaan ook deur moeilike tye, ons het nie immortal bodies nie. Hy sê, so it is clear to all that it is only the living Christ within who keeps us safe. Dis net Christus in ons wat ons behoue hou. So we are struck down, but not destroyed. Ek wil vanmôre dit los by jou. Jy's dalk geslat, maar jy gaan nie bly lê nie. 3 punte wat ek by jou los. Moenie beklei met wêreldse wapens nie. Kom ons beklei met goddelike wapens. Jy het die woord van die Here. Jy het die bloed van Jesus. En jy het die naam van Jesus. Dis ons 3 wapens waarmee ons beklei in die geestesriem. Heilig die Here in jou hart. Kom ons lewe ons hoop uit. Moenie laat mense jou lewe sien, laat hulle die hoop sien waaraan jy vashou en hou 'n skoon gewete, integriteit. Laat jou ja, jou woord jou eer wees. Al is dit moeilik en al verwerp mense jou. En wanneer jy dit doen, kan die wêreld jou dalk druk, maar hulle gaan jou nie breek nie. Familie kan jou judge, omstandighede kan jou druk, maar hulle gaan jou nie breek nie. Hoekom? Want Jesus is deel van jou. Ek ervaar in my hart vanmôre dat daar's mensies wat deur omstandighede gedruk word. As van julle wat vanmôre so 'n bietjie gepres word. You've been struck down. Maar ek wil jou vanmôre bemoedig en aanmoedig. Dis nie maklik om op te staan nie. Maar moenie bly lê nie. Moenie bly lê nie. Jesus sê, kom na my toe. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En dit beteken hy is nie ver nie. As hy sê, kom na my toe, dan beteken hy staan hier. En hy is reg. En die goeie ding van rock bottom slaan is, jy kan nie verder val nie. Ek weet dit klink hard, maar jy kan nie verder gaan nie. En die grootste ding van dit is om te erken. Ek het rock bottom geslaan. Om te erken, ek kan nie myself red nie. Om te erken, ek het seer. Om daai trotsheid van ons volk te erken en sê, ek het Jesus nodig. En ek moet God weer heilig in my hart. Ek het dalk ander dinge aan die hoof van die tafel geplaas. Die telefoon het meer die hooftafel, die hoofstoel ingeneem. Nou die dag sit ek en Leandra en die kinders hier in 'n restaurant. En ons Sondagmiddag eet net gou iets. En ons kyk so oor die restaurant en sonder om ander te judge, sit ons al 4 met ons telefone
En die hele restaurant is vol families en almal is op hulle telefone. Nou kan ek myself regverdig, op daai oomblik was ons al 4 besig met kerkmense se goed. Die realiteit is om myself nie te regverdig nie. Dis familietyd, Sondagmiddag, om die tafel en 'n foon het die senterpunt van ons geselskap geword. So het die telefoon die hoofstoel ingeneem, of is ons nog familie? Het die sport die hoofstoel ingeneem? Het my werk my hoofstoel ingeneem? Maar pastoor, ek moet sorg. Ek moet voorsien, as ek nie werk nie, gaan my familie nie eet nie. Ek respekteer dit. Ek werk ook. Ek werk nie net op 'n Sondagoggend nie, alhoewel van julle dink dis al wat ek doen. Amen. Maar wat laat ek toe om die stoel in my lewe in te neem? So as jy vanmôre op daai plek is, waar jy voel ek kan nie meer nie, verhoudinge val uit mekaar uit, ek probeer die goed by mekaar trek, ek probeer hierdie familie by mekaar hou, en yes, dit is net moeilik. Miskien moet ons net op die plek kom waar ons nie meer in ons eie krag probeer nie, maar toelaat dat Jesus ons optel. En erkenning is die eerste stap tot oorwinning. Ek wil jou vra daar waar jy sit, kom ons buig ons hoof. Voor ons uit mekaar uitgaan en huis toe gaan en ons lewens pad weer in hardloop, kan ons nie hier uitgaan voordat ons almal seker maak ons het ons Jesus geheilig in ons harte nie. Buiten al die ander probleme en al die goed waaraan ons gaan werk hierdie week, en ons as pastorale span en ons leierskap is hier om jou te help. As jy hulp nodig het, as jy daar op rock bottom is, connect met iemand vandag voordat jy uitgaan en sê, my Boeta, my Sissa, een van die ushers, bid saam met my. Maar voor al daai goeders, die belangrikste is, het ons Jesus, het ons God geheilig in ons harte. Ek vra nie vir jou om aan te sluit by ons kerk nie. Ek vra nie vir jou om jou boeke van 'n ander kerk of hiernatoe te bring. Ek vra jou, is Jesus geheilig in jou hart. So vir 'n oomblik daar waar jy sit, as jy voel in jou hartjie dat jy moet Jesus weer vra om net daai stoel te kom inneem, al wat jy moet doen is vra. Sê, Here, kom neem hierdie stoel in my lewe in. Saam met dit kos dat jy dalk sê, jammer. Here, ek is jammer dat ek ander dinge toegelaat het. Dat my kinders, my werk, miskien jou vrou, jou man, of ek self, my eie ek, my trotsheid, miskien my seer. Ons het nou gepraat oor daai lewensdinge. Dit was dalk 'n egskeiding, was dalk bankrotskap, was dalk 'n skielike dood van 'n geliefde, was dalk 'n rebellerende kind. Iets het gebeur en 'n draaipunt in jou lewe veroorsaak en het so 'n bietjie beheer verloor van die stuurwiel. Môre kan jy net weer terug en sê, Jesus, help. Daar's 'n lied wat ons sing wat sê, you don't have to know how to pray. All you have to know how to say is Jesus. Vanmôre kan jy net sê, Jesus. So as jy daar sit, steek net jou handjie op en sê, Here, hier's ek. Ek het U nodig. Dis net daai geloof in aksie. Sê, Here, help, hier's ek. Ek sien hierdie put, en U wil ek, hier's ek, Here, help. Dan kan jou hand weer laat suk en net sê, Jesus, help. Here, ek bid vanmôre vir elkeen in hierdie plek. Elkeen wat 'n hand opgesteek het, elkeen wat sy hart oop is vanmôre.
Elkeen wat op 'n draaipunt in hulle lewe vanmôre is. Elkeen wat op rock bottom vanmôre is, elkeen wat sê Here, dit is moeilik, ek kan nie. Ek weet nie meer hoe nie, die lewe het my kom slaan. Daar's dalk mense wat eensaam en alleen voel. Ons is tussen mense, maar ons voel alleen. Here, wil U nie asseblief vanmôre kom, Heilige Gees, en by elkeen kom stil staan. En elkeen kom ontmoet op die plek waar hulle vanmôre is. Here, ek wil selfs in die geloof bid vir die wat in die week hierdie boodskap gaan luister, dat U hulle ook sal ontmoet. In die naam van Jesus bid ek dit. U sal krag gee. U sal kom versterk. U sal genees. Dat U sal kom bevry. Weer nuwe hoop kom gee. Strategie gee. Wysheid gee. Insig gee. Kom genees die seer. Stuur mense oor ons pad wat kan help. En dit bind ons as 'n familie net nog meer met liefde en eenheid. Dat ons mekaar kan ondersteun, Here. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Here, ek dink vandag aan Henry en sy familie, wat hulle mamma verloor het in die dood. En ek bid dat U hulle ook sal troos en sal krag gee. U is die trooster. Hierdie week wat voor lê, Here, dat U met die verrigtinge wat gaan plaasvind, met die begrafnis, ook hulle sal bystaan, ondersteun en sal krag gee. Die Heilige Gees is die trooster. Bind hulle as 'n familie, Here, met 'n band van liefde en eenheid, wat nie sal breek nie. Seën hulle, beskerm hulle, troos hulle. Here, ek bid vir Jody en sy gesin. Ek bid vir Susie vanmôre daar in die hospitaal. Waar sy nie by sy sy kan wees nie, Here, bid ek vir sy seentjie en vir Susie dat U hulle ontmoet vanmôre op 'n goddelike wyse. 8 minute voor 11 bid ek dat die krag van die Here vir Susie sal aanraak. Die bloed van die lam deur haar sal spoel en daardie seentjie binne haar, dat U hulle sal beskerm, sal seën en sal aanraak. Ons bid dit in die magtige naam van Jesus Christus. In Jesus naam. As jy vanmôre seer of siekte in jou liggaam het en jy het pyn, daar waar jy sit gou jou hand op daardie plek in jou liggaam. Sit jou rug, jou hand, jou hart, waar dit ook al is, sit jou hand op daai plek. Here, reg nou in die naam van Jesus bid ons vir elkeen wat seer het. Die woord van God sê dat deur die wonde van Jesus het daar reeds genesing gekom. Elke pyn, elke siekte, of dit in ons gebeendere is of in ons organe is, ons liggame is die tempel van die Heilige Gees. Nou bid ek dat die krag van die Heilige Gees die bloed van Jesus sal neem en elke siekte sal verwyder, elke pyn, elke krankheid, elke ongesteldheid wat nie van U af is nie. Ek bid vir bonatuurlike genesing en krag om nou te vloei in elkeen se liggaam. Suiker, bloeddruk, kanker, pyn, ongesteldheid. Alles wat 'n naam het, sal sy knie buig voor die naam wat bo elke naam is. In die naam van Jesus bid ons vir genesing. Hartritmes om in lyn te kom met God se ritme. In Jesus naam. Verknouing, vernouing in die blinde darmes, in die ingewande, om regheid te maak, om genees te word in die naam van Jesus. In Jesus naam. Vroulike, ingewande, kwale, daai vloek van Eva word gebreek in Jesus naam oor elke vrou se liggaam in hierdie kerk.
hierdie kerk se vroue is vry van die vloek van Eva. In Jesus naam. Ons dankie dat ons U as God kan aanroep. En dat vandag in die geskiedenis geken sal wees as die dag waar God ons vrygemaak het. Bonatuurlik hierdie gemeente in Jesus naam. U word geheilig in ons harte, in ons lewens en in ons kerk. En aan U alleen kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding tot in alle ewigheid. En nou bid ek die seën van die Here oor elkeen uit. Hierdie week wat voor lê, mag elkeen gaan met die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, en mag ons die hoop van die Here vashou en nastreef in alles wat ons doen. In Jesus Christus naam. En as U saamstem, dan sê ons amen. Amen en amen. Just one word in your presence. All my fear is cast out. Just one touch, Just one touch of His garment. All my sickness is healed. just one drop of your blood, Just one drop of your blood. All my life is restored. oh the blood that Jesus Shed says I'm redeemed. I am set free. by the blood, The blood that Jesus shed says I'm forgiven. I am accepted. by the blood.